van Efesiërs 4 en ons gaan lees van vers 1 af. Daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar, deur die band van vrede. Een liggaam en een Gees, soos ook julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy kruisgevangenes weggevoer. Hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar, waarop anders dui dit, as dat hy eers neergedaal het na die laer dele van die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en kennis van die Seun van God, en tot volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk, tot sy eie opbou in liefde. Tot sover. Geliefdes, ons leef in 'n wêreld en in 'n omgewing, in 'n tyd, en ek dink is nog altyd so, waar ons baie chaos, verwarring, individualisme sien in die magsmisbruik van leiers. Ons kyk na ons wêreldleiers en ons het regtig waar groot verwarring oor hoe mense hulle mag misbruik en hulle self verryk ten koste van ander. En daarom raak ons so hiermee besig dat ons onbewustelik gesag begin wantrou. Die oomblik wat iemand praat daaroor dat iets of iemand het gesag oor jou, dan is mense dadelik opstandig. Want gesag is iets wat mense begin wantrou, want dit word soveel keer verkeerd gebruik. Nou as gelowiges moet ons met mekaar praat oor gesag, en ons het eintlik hierdie gesprek al laasweek begin, om te sê dat iemand het gesag oor jou als. Iemand het gesag oor jou hele lewe, oor jou doen en late, oor wat jy mag kry en nie mag kry nie, en daardie iemand is die Here. Die Here is die hoof, hy is die koning. Ons het 'n paar keer, as jy opgelet het vandag in die liedere wat ons gesing het, gesing oor die heerskappy van die Here. En saam met daardie heerskappy gaan sy gesag. Dat die Here het gesag oor my en jou. Ons lewe onder sy gesag as sy onderdane. Ons is onderdanig aan die Here. Paulus skryf eintlik 'n mooi beeld daaroor in Romeine 6, as hy daar vertel van die baas en sy slawe. Dan sê hy, maar weet julle gelowiges, julle wat nou Jesus begin volg het, julle het ook nou so slawe van die Here geword. En nou sal party mense wat baie opstandig sal wees, as jy vir hulle sê hulle is 'n slaaf van iets, maar ek is baie gretig om te sê, ek is 'n slaaf van die Here. Die Griekse woord doulos, wat beteken slaaf of dienskneg, is 'n sterker woord as ons gewone, ek het jou in diens geneem en jy kan enige tyd bedank wat jy wil. Daardie woord beteken meer ek is
verbind tot jou diens. Ek is vir ewig in jou diens. En so staan ons voor die Here, doen ons nie? Maar binne in daardie diens staan ons onder die gesag van die Here. En binne in daardie gesag dra die Here gesag op aan mense om dit aan jou te bedien. Maar dit werk andersom in die kerk as in die wêreld. In die kerk werk dit so dat wanneer die Here gesag aan jou of aan die kerk of aan leiers, wie ook al hy dit doen, opdra, dra hy dit nie oor nie. Onthou julle laasweek se voorbeeld van die mes? Hier was 'n paar mense hier, nie hier laasweek nie, so verskoon die herhaling. Maar as ek 'n mes vat en ek steek vir Herman met die mes, dan gaan Herman vir my kwaad wees, nie vir die mes nie, gaan hy? Wie van julle sal dink Herman is heeltemal waansinnig as hy vir die mes kwaad is en heeltemal okay is met my? Almal, nee. So, dis wat die Here maak met sy gesag. Hy gee dit vir ons om te gebruik, maar ons bly altyd net 'n instrument. Dit raak nooit die mes se skuld nie. Maar dis nou andersom, dis nou 'n wêreldse voorbeeld. Die Here se gesag is mooi. Ons raak die instrumente waardeur hy dit bedien. Soos ek nou hier voor jou staan, bedien ek die gesag van die woord van die Here oor jou. Maar ek raak nie die een wat gesag het oor jou nie. Ek bly altyd net die instrument wat gesag bedien. So, net terwyl jy net daai herhaling bietjie hier in jou agterkop het, kom ons praat oor leierskap in die kerk. Hoe ons as leiers behoort te lyk. Want nou moet jy onthou, jy kan nou dadelik dink, ag, vandag kan ek afsluit, want die leiers bedoel tog seker nou Reinhard en ons ouderling en die voorsitter van daardie komitee, en elkeen van ons is in 'n sekere sin leiers. Ons is verseker 'n leier oor die gawes en die taak wat die Here in ons lewe gegee het. Daar staan, die Here het opgevaar en hy het gawes gestuur aan elkeen binne die gemeente. Daar's nie 'n ledemaat wat nie 'n funksie het nie. So iewers gaan jy binne die uitleef van jou roeping oor iemand anders moet leiding neem. En die Here wil vandag vir ons leer, hoe lyk dit? Ons neem in elk geval leiding as paas oor ons huise, oor ons kinders, as maas oor ons kinders, en by ons werke, waar ook al ons is, wil die Here hê ons moet hierdie soort leiers wees. So waar die wêreld gesag misbruik en dit iets leliks maak, kom Christus, hy wat alle gesag in die hemel en aarde het, kom hy en hy bedien in nederigheid, is hy 'n dienskneg. Die een wat homself kon hoog maak, hy raak laag en hy was mense se voete. Dis die leierskap van Jesus. Hy kom en hy kom wees 'n dienskneg vir mense. Wat mense, die Engelse woord beskryf het mooi, wat mense enable en vir mense in hulle lewens paaie oopmaak en mense help. 'n Mens dink aan die soort leier wat Jesus was toe hy daai vrou wat oor haar sonde geoordeel is, daar in die stof kry. Sy's plat en stikkend, want mense het haar vertrap. En hy is die soort leier wat haar optel en sê, ek maak jou vry. Nee. 'n Mens dink aan Jesus wat tussen die uitgestootes soos die melaatses kom en hulle aanraak en leiding neem oor daai mense se lewens en hulle op 'n nuwe pad stuur. 'n Mens sien Jesus se leierskap in die besonder wanneer hy sy mense kies, sy disippels. Hy kies dan 'n verskeidenheid van verskillende mense wat in my en jou oë sal lyk soos die onwaarskynlikste ouens om Jesus se dominees te word. Daar het 'n paar oë groot gerek toe ek in matriek sê ek wil 'n dominee gaan word. Ek moet dit vir julle net sê, nee. En dit sal altyd seker vir ons as mense so wees, dat ons klassifiseer dit as op ons eie manier. Maar die Here Jesus gaan en hy kies tollenaars, hy kies 'n dokter, hy kies vissermanne, en weet julle wat doen hy? Hy enable al hierdie mense om leiers te wees, deur diensknegte te wees, deur mense te wees wat nederig opoffer. So kom ons kyk na hierdie soort leierskap in die kerk van die Here. Wat jy moet verstaan van leierskap, of wanneer ons daaroor praat is, dit begin nie by mense nie. Dit begin nie by ons strukture, of wat ons uitgedink het nie. Dit begin by die Here self. Die kerk, nie net die gereformeerde kerk Benoni nie, alle gelowiges oor die wêreld heen, wat saamgebind is en bymekaar kom, behoort aan die Here. En hoe hy dit bestuur en struktureer, is deel van sy plan. So dit kom van God af, want hy is die hoof,
en hy is die een wat die gesag nie oordra nie, maar opdra en ons een liggaam maak. So ware kerkleierskap moet ons goed verstaan, gaan nie oor beheer of status of mag nie. Dit gaan nie daaroor dat ek hier voor kan staan en vir jou sê wat om te doen nie, want dis nie wat ek doen in elk geval nie. Dit gaan oor mense wat deur Christus geroep en gegee word om sy bruid so lief te hê, dat hulle 'n groot deel van hulle lewe opoffer in diens aan die beterskap van die bruid, in diens aan die groei van die bruid. Hier kan ons nou praat oor die diens van predikant wees, wat ons hier moet doen, ek en Bram en Louis en wie ook al die Here vir ons stuur. Hierdie week het iemand vir my gevra, wanneer kry ons nou nog 'n dominee? Toe sê ek weet nie, ons moet maar vir die Here vra, maar hy is nie haastig daarmee nie. So wie ook al kom, om ons dominee te wees, is hier om daai goue drade waarmee jy die rok vir die bruilofsmaal weef, vir jou te gee en te sê, hier sou jy daai goue drade kry in die lewe. Vat dit en gaan werk en leef nou daarmee. Dis toerusting vir die dag wanneer die bruidegom kom. Wat ons moet weet oor leierskap is, dit staan onder die hoofskap van die drie enige God, want hy is die een wat die kerk regeer. Dis nie 'n mensgemaakte organisasie nie. Ek het nou gesê, die dominees het dit nie uitgedink sodat hulle 'n werksplek kan hê nie. Dis deel van die Here se visie en plan vir ons lewens. En Efesiërs 4 doen presies dit, om die fokus onmiddellik op die eenheid van die kerk binne die drie enige God te plaas, onder die hoofskap van Jesus. Kyk hoe begin Paulus sê, hy begin eintlik baie mooi, as hy sê, julle moet julle beywer vir die eenheid, ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat, maar julle moet julle beywer vir die eenheid, want onthou, daar's net een God en Vader van almal, en dan gaan hy aan, en hy sê, een geloof, een doop, een Here, julle is geroep as 'n eenheid wat staan onder die hoofskap van Jesus. So hoe wil ons hierdie eenheid inkleer en in dit leef? Soos die hoof ons leer en ons lei om dit te doen. En as die hoof my roep om 'n leier te wees in hierdie eenheid, hoe moet ek dit doen? Soos hy dit gedoen het. In liefde en nederigheid en diensbaar. Want Christus is die hoof van die kerk. Nie enig van ons wat leiers is, raak ooit hoof nie. Ons staan onder diens van die hoof. Daar's soveel tekste wat hierdie ding sê. Ons het nou gepraat van Efesiërs 1 vers 10, wat sê om alles onder een hoof te verenig, naamlik onder die hoofskap, die mag, die heerskappy van Jesus Christus. Hier in ons teks word dit gesê in Kolossense 1 vers 18, hoor ons van dieselfde ding. Paulus praat van dieselfde tipe goeders in die briewe aan die gemeentes in Korinte. Alle gesag is wat ons goed moet verstaan. Begin en eindig by Jesus Christus. Wanneer hy jou roep in sy diens, vat jy nie bietjie van sy gesag en mag saam en gaan doen daarmee wat jy wil nie. Jy's 'n verteenwoordiger van hom en dit bly altyd syne. Maar daarmee saam moet ons ook weet en verstaan dat leiers in die kerk regeer nie namens hulle self nie, maar in diens van die Here Jesus Christus. So hoe lyk dit in praktyk? Dit lyk so dat as my ouderling na my huis toe kom en vir my sê, broer, suster, ons sien jou nie in die kerk nie, en ek raak kwaad vir daai ouderling, het ek eintlik kwaad geraak vir die gesag van die Here, want die Here het hom daai werk gegee. Die Here het sy gesag aan hom opgedra in daai moment, en hy het die Here se gesag bedien in daardie oomblik. So jy vies jou eintlik maar vir die Here self, nê. Nou kan julle sê, dis 'n vreemde voorbeeld, mense dit gebeur, nê. Of dis alweer die ouderling wat bel, kom ek druk dood. Die Here roep daardie persoon om daai werk te doen. En hoe jy hom in staat stel om dit te doen en daarop reageer of nie, is hoe jy die gesag van die Here oor jou lewe sien en aanvaar. So daardie gesag wat nooit mense sin raak nie, moet ons ook nie nou afskryf as dit kan dus nie aan my bedien word nie. Dis bedienbare gesag. Dit word aan jou bedien. Jy staan onder dit. Elke keer wanneer iemand nasê wat die Here sê, of in opdrag van die Here iets doen in jou lewe. En die Here sê, vir ons om die eenheid te bewaar, is dit baie belangrik om onder die hoofskap te funksioneer. As jy die kop van die lyf afhaal, wat bly oor? Niks, nee. Dis die sentrum van ons liggaam hierdie. So, ons kan nie die kop van die lyf afhaal nie. Ons kan nooit as 'n eenheid funksioneer as ons nie onder die hoofskap staan nie. Maar nou sê die Here vir ons, bewaar hierdie eenheid. Wat beteken dit?
Die eerste plek beteken dit dat ek en jy intentioneel in ons lewe altyd moet besig wees om onder die hoofskap van Jesus te leef. Om jouself daar te plaas, om te kies om jou lewe te leef onder die gesag van die Here wat jou Here is. Om te kies om jou lewe te leef gehoorsaam aan die koning wat jou koning is. So is 'n wonderlike voorreg om die Here se te wees. Is 'n wonderlike voorreg om te weet hy's koning van ons lewe, maar dit beteken ook ek lewe onder sy koningskap. En wanneer ek myself hier posisioneer onder die koningskap, onder die hoofskap van Jesus, dan raak ek deel van sy liggaam. En wanneer ek deel is van hierdie liggaam, moet ek seker maak dat hierdie liggaam bly heel. Dat hierdie liggaam nie beskadig word nie. Dat hierdie liggaam nie skade ly deur wat ek dalk doen of nie doen nie. Of hoe ek skinder of nie skinder nie. Of hoe ek onbillike verwagtinge van mense het. Of krities is teenoor hoe ander mense dink of doen. Hoef ek aan te gaan? Wat gaan alles partykeer in ons denke tussen mekaar aan? Reinhard het alweer nie, die ouderling het alweer nie, hierdie een het alweer nie. Is jy hier om gedien te word of is jy hier om te dien? Want die Here roep jou om hier te wees, om te dien. En onder hierdie hoofskap moet ons sê, hierdie liggaam wat die Here my van deel maak, hierdie bruid van hom, waarvoor ek lief is, sal ek beskerm. Want ek posisioneer myself onder die hoof, daarom werk ek vir die eenheid. En daarom is dit so groot issue vir Paulus in hierdie gedeelte, of sit hy soveel klem daarop? As jy in die Grieks gaan lees, in Efesiërs 4, dan sien jy, dat daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here gevangene is, om so te leef, dat julle julle roeping waardig is. Hierdie is die hoofwerkwoord van hierdie hele gedeelte, om te leef waardig jou roeping, nee. Dis die hoofwerkwoord, die hele gedeelte bou en brei daarop uit. En dan kry ons na hierdie hoofwerkwoord 'n paar goed wat ons noem komplementêre infinitiewe. Nou 'n komplementêre infinitief vat jy altyd as jy hom kry, as jy hom raakloop in die grondteks as ons daarmee werk, en dan gaan jy terug tot die werkwoord wat voor hom staan. En dan sê jy, hierdie woord maak die werkwoord se betekenis volledig. Alraight. So as jy nou my gemis het op hierdie en dit was nie duidelik nie, luister net na die volgende. Ons moet dus na Efesiërs 4 op die volgende manier kyk. Laat jou lewe waardig julle roeping, en nou moet ons verstaan hierdie roeping is, God het jou voor die grondlegging van die aarde uitverkies om heilig en onberispelik te wees, so jou hele lewensdoel is waarvan gepraat word hier, lewe waardig jou hele lewensdoel deur nederigheid. Lewe waardig jou lewensdoel deur saggeaardheid. Lewe waardig jou lewensdoel deur geduldig te wees. Lewe waardig jou lewensdoel deur liefdevol te wees. En dan die een waarby ons nou is, sê die Here letterlik vir ons, lewe waardig jou lewensdoel deur die eenheid te bewaar. So, dis nie net my roeping en taak om myself onder die hoofskap van Jesus te posisioneer nie, maar is my lewensdoel om die eenheid binne in daardie hoofskap te bewaar. Nou, dit gaan vat dat ons 'n paar goeters doen. Nederig wees, soos wat daar ook vir ons gesê is, liefdevol wees, soos wat daar ook gesê is, geduldig wees, soos wat Paulus, die Here ook nou reeds gesê het, saggeaard wees, soos wat die Here ook nou reeds gesê het. Want as ons nie al hierdie dinge is nie, gaan ons nie in 'n eenheid met mekaar kan bestaan. En die Here sê, ek is al hierdie dinge. Wees julle daarom al hierdie dinge. Deel van ons lewensroeping is om die eenheid wat God geskep het te bewaar, om in dit te leef. Dis deel van ons karakter as 'n bruid wat lief is vir die bruidegom, om binne in hierdie eenheid wat die Here vir ons gemaak het te leef. En dan sê hy, ek moes eintlik die skuif en nou al ingeskuif het, ekskuus. Dan sê hy, julle lewe daai karakter deur diensknegte te wees. Selfs jy wat die hoofleier is miskien van 'n plek of van die kerk, deur 'n dienskneg, sagmoedige, lankmoedige, liefdevolle, geduldige persoon te wees met die mense rondom jou. Deur nie onbillik te wees, goed te verwag van ander mense wat jy self nie eers doen, en so kan ons aangaan nie. Ons moet as karaktervolle leiers die bruid van die Here dien. Die Here se doel met leierskap is presies dit, om gawe te wees vir die kerk. Christus
sê vir ons, of die Here sê vir ons in hierdie gedeelte, die Here het opgevaar en hy het apostels, profete, evangeliste, herders en leraars gegee. So, wat die Here vir ons sê is, ek gee leierskap as gawes vir die kerk, om die kerk te dien, die kerk bekwaam te maak. Wie te dien en wie bekwaam te maak? Jou, sodat jy kan uitgaan in die wêreld en kan gaan kerk wees daar buite waar die Here jou sit. So dis 'n gawe in jou lewe. Dis nie baase in jou lewe nie, dis diensknegte wat jou bedien met die gesag en die genade van die Here. En wat is die Here se doel met dit alles? Ons kom naby aan die einde julle. Die doel van leierskap is om jou toe te rus vir jou dienswerk. Wat het ons aan die begin gehoor? Dat die goeie werke van die gelowiges is die goue garingkies van die bruid se kleed. En die Here, wie bruidegom is aan die week kom, en as die bruidegom hier kom, moet ons hierdie pragtige kleed aan mekaar geweef het. En hoe sê hy, gaan julle dit doen? Deur oor te gee aan die werke van die Here, deur oor te gee aan besig wees met dinge van die Here. En sy doel met leierskap, vir elkeen van ons wat hier sit, is in 'n mate leiers, is om die bruid te bekwam om presies dit te doen. Ons doen nie hierdie bediening los van onsself of vir onsself nie, maar as 'n liggaam saam, as mense wat onder die eenheid staan, om in dit te groei en te leef. Want wat wil die Here hê moet gebeur? Hy wil hê dat ons almal in die geloof sal groei tot volwassenheid. Daar word gepraat dat julle nie soos kleintjies heen en weer deur elke wind van dwaalleer gegooi word nie. En mense, dis regtig waar, toe ons Harvesters hier gehad het Kief ook daaroor gepraat en gewaarsku. Dis regtig waar so groot gevaar in die tyd. Wat 'n wonderlike seëning is al die tegnologie. Ons kan eredienste uitsaai, ons kan vir julle Bybelstudies op YouTube sit en ons kan allerlei videoetjies uitstuur en goeters, maar die ouens wat wil dwaalleer verkondig kan presies dieselfde doen. En dis die probleem. Daarom sê die Here vir jou, rus jou toe, deel van die eenheid en alles wat ons nou gesê het, om te groei, sodat jy nie rondgeswaai word deur elke wind van dwaalleer nie. Sodat jy kan standvastig bly in die waarheid van die woord van die Here. En daarom gebruik die Here ook bekwame mense om leiding te gee in jou lewe, om die dwaalleer uit te ken en dit te weer lê. Marlies sê altyd 'n ding, en dis dalk nie iets wat ek self moet vertel nie, maar ek gaan nou, want die GK is al wel haar nie 'n geleentheid gee om hier te staan nie, dis net 'n grappie. Sy sê, as jy 'n hartoortplanting moet kry, gaan jy laat Dr. Rost en Dr. Koen in die Kaap die span van die beste hartchirurge bymekaar sit en jou hartoortplanting vir jou doen? Of gaan jy hier by Kempton Park, daar by Pomona, waar dit so lekker dodgy begin raak nou, nee, gaan jy daar by 'n kibaan wat vir jou 50% afslag gaan gee, jou hart gaan oorplant? Nee, wat is die logiese antwoord? Jy gaan na die een wat die kundigheid het om dit te doen. En tog maak ons so met ons geestelike lewens. Ons vertrou dit oor aan elke liewe kibaan om die hoek wat vir ons 50% afslag wil gee, nee. So ons luister na enige iemand, ons neem enigiets in, ons maak nie seker na die goed waarna ons luister en mee besig is, getrou is in die woord van die Here. Deel van die leier se werk is, kan ons sê, om 'n skrifchirurg te wees. En nie net my werk nie, maar die ouderlinge en die diakens en almal wat diensbaar is hier. Die katkesasie, nee. Hoe ernstig is ons nog oor katkesasie? Mense te hê wat ons kinders leer om die kibaan uit te ken. Ons doen dit nie. Ons moet ernstig daar wees. En wat sê die Here vir ons? Binne 'n eenheid moet julle funksioneer onder die leiding van die woord binne in my gesag en groei as mense wat nie deur dwaalleer rondgeklap word nie. Die Here het vir ons gewaarsku deur Paulus se pen in Timoteus as hy sê, julle moet weet dat in die tye sal die mense vir hulle allerhande leraars bymekaar maak om te sê net wat hulle graag wil hoor. Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar ons is in daai tye. Daarom moet ons versigtig wees, maar ook proaktief wees. En hoe is ek proaktief? Ek groei in geestelike volwassenheid. Hoe doen ek dit? Jy's besig daarmee. Maar nou moet jy vat. Jy moet dit inneem en verteer en die hele week daarmee besig bly. Kom ons sluit af. Die Here sê die bruid is besig om voorberei te raak en die bruidegom is op pad. En daarom, geliefdes, is ons as leiers vir mekaar,
want in baie opsigte neem jy ook leiding in my lewe. Is ons nie selfgerig nie, maar na mekaar gerig. In nederige diensbaarheid en wat het ons voor oë? Ons het voor oë dat ons saam sal groei, dat ons saam sal volwasse raak, dat ons saam die winde van dwaalleer kan uitken, dat ons nie onsself bevorder nie, maar mekaar bevorder. Nie ons eie belange dien nie, maar die belang van die Here dien. En so mekaar se lewens verbeter. Mag die Here ons daarmee help om so gereed te raak vir die dag wanneer hy weer kom. Jy gaan kom kyk, hoe lyk jou rok? Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons onder die eenheid met U as hoof kan funksioneer. Dankie vir die gawe van U Gees en U woord wat die waarheid in ons lewe is, en help ons Here om ernstig te wees daaroor, om besig te wees met U woord, om ernstig te wees daaroor, om te groei in die geloof, en om baie ernstig daaroor te wees, om ons onder U hoofskap te posisioneer, en om die eenheid wat U bewerk, te bewaar. Ons bly dit van die Here, in Jesus se naam. Amen.